Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 4de April 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, kinderverkragter kry lewenslang vir sy dade. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so. FSA nie tevrede oor die lied Kill the Boer nie. Bak kry lewenslange gevangenisstraf vir moord en verkrachting van sy 8 dae oue baba. Vraag van twyfel bestaan nog oor DA in die RNE bly. Dr. Groenewald gee vir Louis 'n boodskap oor tronkos. 15 onnies in Oos-Kaap geskort oor dade met leerlinge. SA beker bepalings van die naweek is bekend. Fabian Juries gaan Kazakhstan se dames 7's afrig. Die Pretoria se Hooggeregshof het seker gemaak dat die 37-jarige pa wat sy 8 dae oue baba verkrag het en vermoor het vir altyd uit die samelewing verwyder word, toe Hugo Ferreira 2 keer lewenslange strawwe opgelees vir moord en verkrachting. Daar is bevind dat die hof nie sal afwyk van die minimumvonnis vir hom nie. Hugo het sy dade beplan en deurgevoer wat die lewe van sy baba beëindig het. Hy het die kind geslaan en rondgegooi. Volgens Hugo was die kind honger en haar doek was ook nat gewees. Die pa kon die situasie nie verder hanteer het nie en die ma het die baba doeke gaan koop ten tye van die voorval. Verder was hy jaloers op die kind se ma wat gaan geld bedel het by haar vorige kerel en het dus die woede op die baba gaan uithaal. Die hof het gesê enige misdaad teenoor kinders is afgryslik. Hy wat die pa van die kind was, moes haar beskerm het en het die teenoorgestelde gedoen. Met die vonnisoplegging het die regter in die saak genoem dat 'n duidelike boodskap aan die publiek uitgestuur word teen die pleeg van sulke afgryslike dade teenoor kinders. Hugo het volgens die regter ook geen berou oor sy dade betoon nie. Die baba se ma het na haar kind se dood weer op die straat gaan bly. Die nadoodse ondersoek het bevestig dat die baba wel aan houe wat aan haar toegedien is, gesterf het. Die Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika hou vol dat die lied Kill the Boer geweld aanhits. Intussen is dit ook nog onduidelik presies watter kriteria sal geld vir Afrikaners om vir vlugtelingstatus in die FSA te kwalifiseer en hoe die aansoekproses sal werk. Volgens die New York Times bestudeer die spanne van Amerika meer as 8200 aansoeke waarin belangstelling uitgespreek is om die FSA herbevestig te word. En het die FSA reeds 100 Afrikaners geïdentifiseer wat vir vlugtelingstatus goedgekeur kan word. Amerikaanse amptenare is glo opdrag gegee om veral op Afrikaner boere te fokus. Die koerant het ook gevra hoe die aansoekprosesse werk en watter kriteria sal geld. Die ambassade het die koerante by navraag na afdeling van sy webwerf met vrae en antwoorde oor die FSA se vlugtelings toelatingsprogram verwys. Mense kan volgens die webwerf in hulle land van herkoms as vlugtelinge vir toelating tot die FSA oorweeg word, mits hulle deur die Amerikaanse ambassade of deur 'n gemagtigde staatsdepartement geïdentifiseer word. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake het onlangs teen die lied uitgevaar. Volgens die ambassade probeer die EFF rassehaat met die sing van die lied en moet dit hokgeslaan word. Dit is volgens die ambassade om die rede dat president Donald Trump van Amerika op 7 Februarie 'n uitvoerende bevel onderteken het om noodhulpverlening aan Suid-Afrika op te skort. 2 mense het op die N2 buite Nysna gesterf nadat 'n vragmotor met plofstof omgeslaan het en in ligte laaie was. Die Nysna munisipaliteit het teen 1600 uur gesê die N2 van die Van Renens afdraai het tot die Rooibrug afdraai is vir verkeer gesluit. Die munisipaliteit het egter gewaarsku dat die dele van die pad gesluit kan word sodra opruimingswerk kan begin en deur die loop van die dag is daar gewag op spesiale vragmotors om van Kaapstad en Mosselbaai af op te daag om bystand te kan lewer. Die nooddienste is ontbied nadat die bestuurder glo beheer oor die voertuig verloor het en het aan die brand geraak het. By hulle aankoms by die voertuig is gevind dat die 2 insittendes doodgebrand het. Vraagtekens hang oor die DA se verdere deelname aan die regering van nasionale eenheid weens die voortsleepende begrotingskrisis. Helen Zille, voorsitter van die DA se federale raad, het gesê die federale uitvoerende komitee het 90 minute lank vergader en gesprekke sal voortduur. Nog niks is finaal nie, het sy gesê. Betroubare bronne het egter aan die koerante gesê op
Op die vergadering is besluit dat die DA vereers deel van die RNE sal bly, nadat die meeste lede op die vergadering ten gunste daarvan gestem het. John Steenhuisen, DA-leier, het self gistermiddag in die parlement 'n sterk aanduiding gegee dat die DA moontlik nog in die RNE sal aanbly. Dr. Pieter Groenewald, VF+leier, het aan die koerante bevestig dat die party, wat ook teen die begroting gestem het, sy deelname aan die RNE sal voortgaan. Ethel Trollip, Action SA se parlementêre leier, sê die party kon verlede jaar deel van die RNE geword het, maar het strategies verkies om 'n oppositieparty te wees. Die ANC Jeugliga het 'n beroep op Ramaphosa gedoen om alle DA-ministers en adjunkministers se muur uit die RNE te verwyder weens die party se verwerping van die begroting. Die Jeugliga meen die DA ondermyn die RNE. Adjunkpresident Paul Mashatile het ook op die Gautengse beleggingskonferensie in Sandton gesê die begrotingsproses onderstreep dat demokrasie in Suid-Afrika bestaan en dat dit wel werk. Volgens Mashatile is die regering daartoe verbind om nie net die land se ekonomie te herstel nie en te transformeer nie, maar ook om die lewe van Suid-Afrikaners te verbeter. Verskeie DA-ministers speel 'n kritieke rol in onderskeie ministries. Hulle is ook strategies goed geposisioneerd om enige vergrype bloot te lê en teen te staan. Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, het 'n boodskap vir die deesdae ooglopende mader Louis Liebenberg, wat kla daar is nie kos in die tronke nie. Jy moet net die kos eet wat jy kry, het hy aan hom gesê. Groenewald het verduidelik hoe die nuwe spyskaarte vir die tronk uitgewerk is. Dis 'n 12-dae siklus. Ons het gekyk na die dieetplan en daar is streng wetlike vereistes. Daar moet 'n sekere hoeveelheid proteïene, 'n sekere hoeveelheid koolhidrate, groente, vrugte ensovoorts in wees. En ek kan u die versekering gee, die nuwe plan voldoen wel aan hierdie vereistes. Groenewald het verduidelik, hy is nie onmenslik as hy sê, mense moet verstaan, die tronk is nie 'n hotel nie. Mense moet bang wees vir die gevangenisse. Ek wil ook sommer hê dat hulle gemeenskapsdiens moet begin verrig. Dit kos die belastingbetaler R463 per dag. Ons sit met so R2127 van hierdie veroorwagtenis wat nie die R1000 of minder kan bekostig om hulle borgtog te betaal nie, het hy gesê. Daar is so wat 25.000 buitelanders in Suid-Afrikaanse tronke. Daar is so wat 25.000 buitelanders in Suid-Afrikaanse tronke, waarvan die helfte veroorwagtend is. Volgens Groenewald is daar 'n klousule in die wet op korrektiewe dienste wat die minister magtig om parol binne 2 jaar te roep indien daar geldige redes daarvoor bestaan. Groenewald sê korrektiewe dienste beteken daar word 'n diens gelewer aan mense van Suid-Afrika en daardie diens is om hulle te beskerm teen misdadigers. Die 31% invoertarief wat president Donald Trump op Suid-Afrikaanse invoer in die VSA instel, is nie goeie nuus nie. Omdat ons uitvoer na die VSA net 8% van ons totale uitvoere behels, gaan dit nie 'n grootskaalse negatiewe impak op ons ekonomie hê of groot werkverliese lei nie. Eerstens, dis 'n klein persentasie van ons totale uitvoer en is nie asof ons uitvoer skielik gaan stop nie. Dit gaan dalk met tyd minder word. Die perspektief is belangrik. Ek dink dit gaan groter skade vir Amerika beteken. Op kort termyn sal Amerikaanse inflasie styg, maar baie gou met 'n swakker ekonomie sal die Federale Reserveraad die ekonomie wil beskerm en dalk rentekoerse verder wil besnoei. Minstens 15 onderwysers is sedert verlede jaar in die Oos-Kaap geskort weens beweerde wangedrag teenoor leerlinge. 3 van hulle word beskuldig van verkrachting, 5 van seksuele aanranding en 3 van onverpaste seksuele verhoudings. Die harde werklikheid is dat skole nie altyd die plek van veiligheid is waar dit behoort te wees nie. Sommige van die onderwysers is wel reeds sedert verlede jaar afgedank nadat hulle skuldig bevind is aan wangedrag, maar baie van die sake is nog steeds hangend. Verskeie optogte sedertdien in die Oos en Wes-Kaap gehou waarmee geregtigheid geëis word. Die jongste soortgelyke optog is donderdag deur die Nelson Mandela Metro in Kibera na die plaaslike Hooggeregshof gelei. Hier is 'n versoekskrif oorhandig waarin spoedige ondersoekwerk en 'n hegtenisneming geëis word, asook regverdige verhoor en die swaarste moontlike vonnis vir die beskuldiges geëis word. Die optoggangers het ook strenger wetgewing ten opsigte van geslagsgeweld gevra en strenger veiligheidsmaatreëls by skole in die gebied. In 'n enorme verligting van Suid-Afrika se mynbou en metaalbedryf het die Withuis aangekondig dat sekere edelmetale, sowel as produkte van staal, aluminium en ander metale nie aan die nuwe bestrawende invoertarief van 31% onderhewig is nie. Edelmetale verteenwoordig 35% van die land se totale uitvoer na Amerika.
Diamante is nie vrygestel van die 31% tarief nie en ook nie juweliersware nie. Goud is wel vrygestel. Russiese troepe het sy spiere in die weste van Kursk-streek gebuld om Oekraïense magte te verdryf. Die streek is Oekraïne se laaste groot vastere plek in Russiese grondgebied. Die Oekraïense troepe het in Augustus verlede jaar oor die grens na Rusland gestorm en byna 1400 vierkante kilometer van Kursk oorgeneem. Verwagtinge was dat dit in onderhandelinge 'n handige wortel voor Rusland se neus sou wees. Die Russe het egter ewig gereageer en selfs soldate van Noord-Korea ontplooi. Volgens Rusland se departement van verdediging is daar van dese week ewige gevegte in Gorno, Guevo en Olishnia, naburige dorpies wat die grens met Oekraïne se Sumy-streek omring. Die naweek se SA20 beker reeks lyk so. Op Outeniqua Park pak die SWD Eagles die Valke om 1800 uur. En om Bela om 1900 uur pak die Erling Pumas die Border Bulldogs. En môre om 1400 uur op die Suzuki Stadium in Kimberley pak die Suzuki Griquas die Sanlam Boland Cavaliers. En ook om môre om 1500 uur in die Nelson Mandela Bay Stadium pak die oostelike provinsie Olifante die Luiperds. Ook môre om 1500 uur speel die Toyota Cheetahs gasheer vir die Nova Wit Griffins op die Toyota Stadium in Bloemfontein. Baie sterkte vir hierdie spanne. Die telbord vir die SA beker lyk so. In die eerste plek lê die Suzuki Griquas met 20 punte. In die tweede plek is die Erling Pumas ook op 20 punte. In die derde plek is die Nova Wit Griffins met 16 punte. In die vierde plek is die Boland Cavaliers met 13 punte. Gevolg in die vijfde plek deur die Cheetahs met 12 punte. Daarna is die Valke in die 6de plek met 11 punte op die leer. Die 7de plek is die oostelike provinsie met 7 punte. In die 8ste plek die SWD Eagles met 6 punte. In die 9de plek is die Luiperds met 4 punte. En in die laaste plek is die Grens Bulldogs met 2 punte. Besige tydjie op die rugbyveld wag vir die volgende paar weke op 3 kernspelers van die Springbok vroue rugbyspan, aangesien hulle vereers vir die nasionale vroue 7 span gaan diens doen. In Frankryk gaan die Springbokke teen die Franse oefen en 'n oefenwedstryd teen Engeland se onder 20 speel. Daarna vertrek die Suid-Afrikaners na Spanje, waar hulle op 19 April in Alicante in 'n enkele toets teen die Spaanse span te staan sal kom. Nadine Roos, Zintle Mpula en Ayanda Malinga sal egter eers aanstaande naweek vir die nasionale vroue 7 span in Krakow Pole diens doen, voordat hulle by hulle spanmaats sal gaan aansluit. In die eerste 2 toernooie, wat albei in Kaapstad beslis is, het Kenia elke keer gewen. Suid-Afrika bekleed die tweede plek op hierdie puntelys. Na afloop van die Pole toernooi sal die voorste 4 spanne kwalifiseer om op 3 en 4 Mei aan die Los Angeles toernooi, die laaste toernooi van die huidige seisoen van die Sevens reeks, deel te neem. Suid-Afrika se 7 span sal daar probeer om so goed te vaar dat hulle aanstaande seisoen terug in die topliga kan wees. Baie sterkte vir hierdie damespan. Die bande wat die voormalige Blitsbok, Fabian Juris, en sy speeldae met mense van oor die hele wêreld meegesmee het, om deesdae handig te pas in sy rol as afrigter van die Kazakhstan se nasionale vroue 7 span. Juris, wat in 2000 sy buiging vir Suid-Afrika in die Dubai toernooi gemaak het, het in 44 toernooie in die wêreldreeks gespeel, waarin hy 179 3 gedruk het. Reeds toe Juris nog op die skoolbanke van eers Mary Waters High School en daarna Kingswood College in Maganda gesit het, het hy van 7's rugby begin hou. Benewens 7's het Juris provinsiale rugby vir die langer weergawe van die spel van onder meer die OP, WP en die Vrystaat gespeel. Rob Walter, voormalige witbalbreier van die Proteas, kan na sy bedanking van dese week sy loopbaan in Nieu-Seeland gaan voortsit. Walter kan selfs in aanmerking kom vir 'n nasionale pos wanneer Stedt se kontrak verstryk. Stedt, wat in 2018 aangestel is, kan moontlik ook aanbly. By navraag vroeg van dese week is uit Nieu-Seeland verneem dat Walter en Luke Ronchi kandidaate kan wees vir hierdie pos. Ronchi is die nasionale span se golfafrigter. Walter het Otago en die Central Stacks voorheen in Nieu-Seeland ook afgerig. Sy kontrak by die Proteas verstryk einde van dese maand. Shukri Konrak, toetsafrigter van die Proteas, kan soos vroeër ook na die leiersels by die witbalspanne toevertrou word. Die onder 16A's by die Parel Gymnasium se Jean de Villiers toernooi lyk so. HTS Drosdui het 43 punte aangeteken teen Kersney se 41 punte. Grey College se onder 16 span het 73 punte opgestapel teen Waterkloof se 31 punte. Hoër Jong en Skool Parel het 57 punte
teen Rustenburg se 5 aangeteken. Paul Roos Gymnasium het 24 aangeteken teen Noordheuwel se 16 punte. Oakdale het 24 teen Landbouskool Malo se 13. Parel Gymnasium het 18 teen Kingwood School 7. Afrikaans Seuns Hoërskool van Pretoria het 38 aangeteken teen Hilton College se 14 punte. Die Suid-Afrikaanse voorslagbouler Kagiso Rabada sal die Indiese Premier Liga weens persoonlike redes vereens verlaat. Hy is op pad terug na Suid-Afrika. Die franchise het in 'n verklaring gesê hy is weg om 'n belangrike persoonlike saak te gaan hanteer. Enoch Nkwe, Cricket Suid-Afrika se direkteur van cricket en hoë prestasie, het bevestig dit is persoonlik. Rabada sal in Junie 'n sleutelspeler vir die Proteas wees in die eindstryd van die wêreldtoetskampioenskap teen Australië op Lords. Die snelbouler het 1 vir 41 in sy eerste IPL-wedstryd vir die Gujarat Titans in die nederlaag teen die Punjab Kings laat kantel. In sy enigste ander wedstryd het hy 1 vir 42 gekry in hulle sege oor die Mumbai Indians. Die Lions het van dese week gesê hulle sal alles moontlik doen om in die wedstryd in die sogenaamde ronde van 16 in die uitdagbekerreeks weer op die wenpad te kom. Die span van Johannesburg het in verlede al 'n paar goeie vertonings in Edinburgh gelewer. Die Lions weet goed, 'n groot uitdaging wag, want Edinburgh is net soos die Warriors, uitstekend op die aanval gewees. Die Springbok skramskakel, Morney van der Berg, is soos verwag na 'n vingerbesering terug in sy pos en Gianni Lombard sal weer die loskakel wees. Die loskopsit, Johan Skuman, word in die voorry vervang deur voormalige junior Springbok SJ Kotse. Voortskry Jared Keynes as nommer 6 flank, plek in die beginspan. Op senter kry Reinhard Jonker plek in die beginspan, terwyl Marius Lou na die plaatsvervangersbank geskuif sal word. Sean Everett, afrigter van Edinburgh, het 4 veranderinge aan sy span aangebring. Die gevaarlike Suid-Afrikaanse gebore vleuel Duan van der Merwe is weens 'n enkelbesering nie beskikbaar vir hierdie wedstryd nie. 'n Ander Suid-Afrikaner, die heel agter Wesgoosen, speel in sy 50ste wedstryd vir Edinburgh. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Diano Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy in Bloemfontein, sou jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, boks of skopboks, voel vry om Coach Warren in Bloemfontein te skakel by 065-989-1472. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2027, Polokwane 1623, Lephalale 1826, Mbombela 1822, Mahikeng 1719, Pretoria 1620, Johannesburg 1724, Ermelo 1420, Richards Bay 2125, Pietermaritzburg 1619, Durban 2023, Port St Johns 1222, Bethlehem 1315, Bloemfontein 1518, Allewal Noord 1517, Welkom 1618, Vryburg 1819, Kimberley 1722, Appington 1830, Prieska 1727, Springbok 1930, Karasburg 1931, Keetmanshoop 2131, Mariental 2029, Alexanderbaai 1822, Brandvlei 1929, Loederitsbaai 1823, Vredendal 2333, Kaapstad 1924, Sutherland 1424, George 1721, Jeffreys Bay 1923, Geberra 1824, Graafreinet 1624, Oos-London 1823 en laastens de Aar 16 in die oggend, 25 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.77 teenoor die Amerikaanse dollar. Australiese dollar kos R11.87, die euro kos R20.72, die pond verhandel teen R24.57, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $31.82 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.110 per fyn ons, die prys van Brent olie is $74.95 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename naweek word vir julle toegewens.